Hartlike goeiemôre, my naam is Anton, ons is hier op Horizon Plaas, hier in Bashiwa, waar ons gemeente ook hier gebou is. Ek wil vanoggend met julle 'n gedagte gou deel, net vir so 3-4 minute, in verband met onvergifnis. Wat is onvergifnis? Lees saam met my in die boek van Efesiërs hoofstuk 4 van vers 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het, sê die woord van die Here. Onvergifnis is wanneer jy, en voordat ons praat van vergifnis, kom ons kyk eers gou wat is onvergifnis? Onvergifnis is wanneer jy ongewillig is om iemand te vergewe wat jou seer gemaak het, wat wonde gebring het, wat jou geoffend het, wat hierdie diep seer veroorsaak het. Onvergifnis veroorsaak ook dan hierdie emosionele storm hier diep binne in jou. Onvergifnis veroorsaak dan hierdie verbitterheid, en verbitterheid gaan oor na haat, en haat kom dan met 'n reaksie, ek moet jou terugkry. En as jy nie vergewe nie, sê jy dan eintlik, ek kies om haat lief te hê. En as jy haat in die hart het, sê die Bybel dat jy's 'n moordenaar van hart. Dan is jy skuldig voor God. En ons almal het een of ander manier, het ons mekaar al seer gemaak, geoffend, ons het verkeerd opgetree, ons het verkeerde goed al gesê, en ons het hierdie diep wonde veroorsaak teenoor mekaar. En wat 'n vriendskap, en wat 'n verhouding, wat 'n familie, wat 'n kerk absoluut skeur en stikkend maak, is die onvermoë om te kan vergewe, om regtig te vergewe. En vergifnis is primêr 'n kind van God se lewe. Om te weier om te vergewe, is soos om in 'n tronk te wees en toegesluit te wees en die sleutel weg te gooi. Om te weier om te vergewe is om 'n boeie mee toegesluit te wees en jy kan nie loskom nie. Maar vergifnis maak jou vry. Vergifnis bring 3 goed: rekonsiliasie, restaurasie en restitusie. En ons kan dit sien in die boek van Lukas, van die verlore seun, hoe hy herstel is om weer hierdie verhouding te geniet by 'n maaltyd. Vergifnis is vrymakende realiteit. Vergifnis eer God. Vergifnis is 'n aanbidding. Om God in gees en in waarheid te aanbid, vergewe. Moet jy vergewe. En vergifnis is die edelste van deegdheid. Vergifnis is die mees normaalste aksie wat 'n kind van God kan doen. Dis nie moeilik nie. Geen daad is meer goddelik as om te kan vergewe nie. En ons is nooit meer soos God wanneer ons kom met vergifnis nie. En dit is die karaktereienskap wat aan God behoort. God is 'n God wat vergewe. En hierdie is 'n oproep, nie net vir my vanoggend nie, en ook nie net vir jou nie, maar vir die kerk, om te vergewe. Wil jy regtig waar gehoorsaam wees aan die woord van God? Vergewe. Wil jy in die vrees van God wandel? Vergewe. Wil jy 'n lewe lei wat toegewy is aan Christus? Vergewe. Wil jy God aanbid? Vergewe. God se natuur is vergifnis. Dit is 'n vraag wat ek net gou wil vra voordat ek afsluit, voordat ons gaan na gebed toe. My vraag is, hoekom wil ek
vergifnis weerhou van iemand, as ek en jy dit self so bitter nodig het. Is dit nie hoekom Jesus gekom het nie? Ons is nooit meer soos God wanneer ons vergewe nie. Dit is ware aanbidding. Dis ware aanbidding. En as jy 'n kind van God is dit noodsaaklik om God se gelykenis te kan wys. Dis die vrug. Dis die vrug van vergifnis waar jy vergewe en almal wat daai vrug dan eet, geniet dan die verhouding wat herstel is. Kom ons vergewe. Kom ons kom op 'n plek waar ons regtig voor God ons verootmoedig, bely en dan gaan vergewe. Kom ons bid saam. Ag, Hemelse Vader, wat 'n voorreg dit is om U naam te kan aanroep. Here, hier waar ons nou is vanoggend, is daar 'n roep. En hierdie roepstem, Here, is vergewe my, vergewe ons. Soos wat Dawid gesê het op Psalm 51. Here, ons gesondig teen U. En dankie, Here, dat U ons vergewe en dat ons ook nou ons naaste, die wat ons seer gemaak het, hierdie wonde aangerig het, Here, om hulle te vergewe. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.